1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Vyf broodjies en 2 visse. Eendag het Jesus besluit om saam met sy disippels na 'n stil plek te gaan om 'n bietjie te rus. Hulle het in 'n boot geklim en na 'n verlate plek naby die see van Galilea gevaar. Jesus en sy disippels was baie moeg, want hulle was so besig om baie mense te leer en siekes gesond te maak, dat hulle skaars tyd gehad het om te eet. Maar die mense het gesien waarheen Jesus gaan. Hulle was so gretig om by hom te wees, dat hulle langs die kus gehardloop het om by hom by die verlate plek te wag. Toe Jesus uit die boot klim, het hy 'n groot skare mense gesien wat op hom wag. So, in plaas daarvan om te rus, het Jesus begin om die mense te leer oor God se koninkryk en om die siekes onder hulle gesond te maak. Die hele dag lank het Jesus gepraat en die mense het aandagtig geluister. Hulle was so vasgevang deur sy woorde dat hulle nie eens agtergekom het hoe laat dit geword het nie. Die son het begin sak en dit het baie laat geword. Die disippels het na Jesus toe gekom en gesê: "Hierdie plek is verlate en dit is al laat. Stuur die skare huis toe, sodat hulle na die dorpe en plase in die omtrek kan gaan om vir hulle kos te koop, want hulle het niks om te eet nie." Maar Jesus het iets verrassends gesê. "Hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet." Die disippels was verbaas. Daar was duisende mense in die skare, ten minste 5000 mans, plus hulle vroue en hulle kinders. Hoe kon hulle al hierdie mense kos gee? Filippus, een van die disippels, het gesê: 200 pennings se brood is nie genoeg vir hulle, sodat elkeen 'n stukkie kan kry nie. Hy het bedoel dat selfs as hulle 'n groot som geld gehad het om brood te koop, sou dit steeds nie genoeg wees om al die mense te voed nie. Jesus het vir sy disippels gevra: "Hoeveel brode het julle? Gaan kyk." Andreas, 'n ander disipel, het rondgevra en 'n seentjie gevind wat 'n klein middagete by hom gehad het. "Hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het Andreas gesê. "Maar wat is dit vir so baie mense?" Die seentjie was bereid om sy kos vir Jesus te gee. Dit was al wat hy gehad het, maar hy het dit gewillig gegee. 5 klein broodjies en 2 klein visse. Dit was nie veel nie, maar dit was alles wat hy gehad het. Jesus het die seentjie se gawe aanvaar. Hy het die mense beveel om op die groen gras te gaan sit in groepe van 50 en van 100. Toe het hy die 5 broodjies en die 2 visse gevat, na die hemel opgekyk en God gedank vir die kos. Hy het die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense uit te deel. Hy het ook die vis in stukke gebreek en aan sy disippels gegee om uit te deel. En toe het 'n wonderwerk gebeur. Soos die disippels die stukkies brood en vis uitgedeel het, het dit meer en meer geword. Elke keer as hulle 'n stukkie brood of vis afgebreek het, was daar nog meer om af te breek. Die kos het net aanhou vermeerder. Al die mense het geëet totdat hulle versadig was. Niemand het honger gebly nie. Almal het genoeg gehad. Die mans, die vroue en die kinders. Toe almal klaar geëet het, het Jesus vir sy disippels gesê: "Maak die oorskiet bymekaar, sodat niks verlore gaan nie." Die disippels het rondgegaan en al die oorskiet opgetel. Kan jy raai hoeveel kos was oor? 12 mandjies vol stukke brood en vis. Daar was meer oor as waarmee hulle begin het. Die mense was verstom oor hierdie wonderwerk. Hulle het gesê: "Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom." Hulle het besef dat Jesus baie spesiaal was. Hierdie wonderwerk wys vir ons baie dinge van Jesus. Dit wys dat hy omgee vir mense se fisiese behoeftes, nie net ons geestelike behoeftes nie. Dit wys dat hy die krag het om 'n klein bietjie kos te vermeerder om duisende mense te voed. En dit wys dat wanneer ons die min wat ons het vir Jesus gee,
soos die seentjie gedoen het, kan hy dit gebruik om groot dinge te doen. Onthou dat Jesus omgee of jy honger is of nie. Hy kan voorsien in al jou behoeftes. En onthou ook dat al het jy dalk min om te gee, soos die seentjie met sy 5 broodjies en 2 visse, as jy dit vir Jesus gee, kan hy dit gebruik om wonderlike dinge te doen. Fluit, fluit, my storie is uit.